Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Vandag staan ons stil in Genesis hoofstuk 25, waar ons gaan lees van die dood van Abraham, as ook Abraham se nakomelinge, Ismael en Isak, as ook hulle kinders. In verse 1 tot 4 lees ons dat Abraham weer getroud is na die afsterwe van Sara, en dat hy 'n verdere 6 seuns by sy tweede vrou, Ketera, gehad het. Abraham het dus 8 seuns in totaal gehad. Sy oudste seun is natuurlik Ismael, wat gebore is by Sara se Egiptiese slavin, Hagar, soos ons gelees het in Genesis hoofstuk 16. Daarna is die seun van God se belofte aan Abraham gegee, Isak, gebore uit sy huwelik met Sara. En nou, na die afsterwe van Sara, sien ons dat Abraham geseënd was met 'n verdere 6 seuns. Tog, net voor Abraham tot sterwe kom, lees ons in verse 5 tot 7, dat Abraham alles wat hy besit het aan Isak gegee het, insluitende die belofte van die beloofde land, wanneer ons lees dat Abraham sy ander seuns laat wegtrek het in 'n oostelike rigting. In verse 7 tot 11 lees ons hoe die verhaal van Abraham tot 'n einde kom. Abraham is beslis een van die prominentste figure in die Bybel. Abraham word 70 keer in die Nuwe Testament genoem, en die enigste persoon wat meer as dit genoem word, is Moses, met 'n totaal van 80 keer. Ons sien dan ook in vers 11, dat God waarlik sy beloftes hou teenoor ons mense, wanneer die seun wat op Abraham gerus het, oorgaan na sy seun Isak toe. Verse 12 tot 18 staan vir 'n oomblik stil by die geslagsregister van Ismael, Abraham se oudste seun. In Genesis 17 vers 20 het ons gelees dat alhoewel Ismael nie die seun van God se belofte aan Abraham was nie, God steeds sy seun oor hom uitgespreek het. En hier in Genesis hoofstuk 25 sien ons dan die bevestiging hiervan, wanneer ons lees van die nakomelinge van Ismael, die bevestiging dat hy beslis 'n geseënde man was. Die hoofstuk sluit af met die vertelling van Isak en Rebekka se tweelingseuns, Jakob en Esau, en hoe Esau sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop het vir 'n bord lensiesop. In vers 21 lees ons dat Isak en Rebekka ook gesukkel het om swanger te raak, net soos Abraham en Sara. En met min vertelling tussenin, sien ons dat Rebekka uiteindelik 20 jaar later swanger was met 'n tweeling. En wat vir my so kosbaar is van hierdie gedeelte, is dat die vers begin met Isak, wat met smeekgebede vir sy vrou Rebekka ingetree het. Hoe lank is ons bereid om vir ons geliefdes te bid voor ons opgee? 'n Paar maande, miskien 'n paar jaar, maar hoeveel van ons is bereid om die Here vir 20 jaar te vertrou, sonder om te begin murmureer en twyfel in sy goedheid? Daar is werklik soveel wat ons uit hierdie verhaal saam met ons kan neem. In verse 22 tot 26 sien ons die worsteling tydens die swangerskap, as ook die geboorte van Jakob en Esau. En in verse 27 en 28 lees ons hoe verskillend die karakter van die twee broers was. Verse 29 tot 34 kom brei dan net verder uit op hierdie verskille, waar Esau eerder tyd in die veld spandeer het, en Jakob eerder tyd agter die kospotte spandeer het, saam met sy moeder. En die hoofstuk eindig met die klimaks van hierdie verskille, wanneer Jakob bereid is om sy broer om te koop met 'n bord lensiesop in ruil vir sy eersgeboorte reg. Die hartseer is dat Esau die geestelike sy van hierdie eersgeboorte reg absoluut geminag het en niks daarvan gedink het in daardie oomblik om in te stem tot die transaksie nie. Maar ek dink selfs hartseerder is dat ons as Christene
soms ons eie geboortereg afskeep, wanneer ons vergeet dat elke geestelike seëning aan ons behoort en dat elke belofte in die skrif onsin is en dat ons mede-erfgename is van die belofte van 'n ewigheid saam ons Vader en daarom reeds nou in geestelike oorvloed kan leef. So, kom ons doen vandag so 'n bietjie selfondersoek en kom ons maak seker dat ons nie miskien Esous is wat besig is om te leef vir die wêreld se plesier in plaas van verhouding met ons Vader nie. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.